Dis hy, goeiemôre, lekker weer hier by mekaar. Jonathan, hallo. How's it going, bud? Goed en jy? Lekker. So ek en jy vandag en Dylan hier agter die skerms. Môre Dylan. Gaan dit goed? Nee man, jy lyk goed man, jy lyk goed. Ja, dis lekker. Ons is soms so grappie hier agter die skerms. Ons is almal besig om 'n bietjie te vas. En vas is 'n goeie ding, né? Hierdie tyd van die jaar. En die Bybel sê as ons swaar kry en ons vas jou gesiggie, smile, bors jou tande. Staan nie presies so nie, maar in daai lyn. So, is lekker vandag hier. Ons gaan aan met die 7 kerke en ons gaan vandag met die kerk van Thyatira praat. En julle moet onthou dat as ons oor hierdie kerke praat, I'm just skimming the surface. Ja, dit gaan baie dieper as dit. Veral as ons vandag oor hierdie kerk praat van Thyatira en die geskiedenis agter al hierdie goedjies. So ek vat maar net aan die oppervlak daarvan. Maar gaan doen jou eie huiswerk en eie navorsing. Ons moedig mense aan. Selfs ons preek toe jy Sondag ook gesê het, be a Berean, wees 'n Berean, jy weet wat sit Handelinge 17 vers 11. Hulle het daagliks die skrifte gaan ondersoek en gekyk of dit so was. Ja. En maar hulle die woord met welwillendheid ontvang. Ja. Mens kan by enige kerk, enige gemeente kan jy gaan sit, jy kan die woord ontvang met welwillendheid. Of jy kan net sê, nee, want hulle sien dit nou so. Gaan ondersoek dit self. Ek is nou self besig saam met een vriend om bietjie van sy sieninge te ondersoek en so aan, en ek gaan ondersoek dit, gaan kyk dit. Jy weet, ek is teachable. Ja, dis die groot ding. Dit is die groot ding vandag. Maar jy het nou Sondag so lekker gesels oor die getrouheid van God, die eerste helfte van jou preek en die tweede helfte en gerus gaan kyk op ons Siloam YouTube kanaal, jy kan die preke gaan kyk daar. En toe het jy gepraat oor ons getrouheid. Wil jy vir ons 'n bietjie iets sê daaroor nie? Ja, kyk, ons is, dit sê in die woord, we are stewards of the gospel of Jesus Christ. We bring it and we carry it. And it says in the word, we are required to be faithful. Yeah. En faithful beteken, jy's steadfast, you're trustworthy, jy's standvastig, you're rooted in Christ. And like we looked at last week in this, when we're faithful, we don't compromise on the word of God. Ek weet nie, die Here is besig met my, dit voel vir my asof, en ek generalize nie, maar oor die algemeen, die kerk, the Western Church, is very comfortable and there's a bit of a compromise going on. Dit voel vir my so, of dit is wat ek kry. And we are required to be faithful, because when we're faithful, we glorify Jesus. And Jesus must be glorified in everything we do. En ek voel hierdie jaar gaan, soos jy gesê het, dit is 'n jaar waar jy geanker is en waar jy 10 penne inslaan, where we established, where come what may, we are rooted in Christ. Nomakanja. Ja. Angus, né? Nomakanja. Yeah. And we're gonna be required, we're required to be faithful in everything we do. It's what we do when nobody's looking and what we're willing to stand for when everybody is. Ja, amen. En Go van daai. Daai is fris. Dis maklik om te sê, it's not always that easy to live. En ons almal, ek meen, dit is hoekom ons vas ook. Ek het vanoggend daar op ons leiersgroep daai van Corey Russell gestuur. Ja. Daai eerste song wat hy sê, ons wit kleed word besoedel deur die tyd. Jy weet, ons compromise bietjie hier en is 'n bietjie daar en tel bietjie aggressiwiteit op hierso en raak te neergedruk hier. Ons almal, en dis hoekom 'n tyd van vas en 'n tyd van is 'n tyd om vas te maak aan die Here natuurlik, maar is 'n tyd van bietjie introspek, jy weet, bietjie kyk na jouself bietjie in die spieël kyk en sê, hoorie, jy's nie so ouliks wat jy gedink het jy is nie, jy weet, 'n paar goedjies wat ons aan kan werk. En ons as ons getrou wil wees, moet ons onsself skerp maak in sy woord. Ja. We must sharpen the axe, sharpen the sword, and it moet I really think it's going to be where the Lord's starting to look at who's, how faithful we really are. En dis tog kom ons hierdie 7 kerke doen, want ons sien dat nou met Efese, om net so 'n bietjie terug te gaan, is baie sterk op doktrine gewees, maar hulle het daar in geval van hulle dan nou dat in daai fisiese kerk self was sterk op doktrine, maar dit geval met die eerste liefde. Ja. En dan soos ons nou gekyk het, dan kom Pergamum of Pergamus en dan begin hulle compromise, en waar ons vandag gaan kyk is waar as gevolg van die compromise word seker goed toegelaat, of soos ek nou altyd sê, ons klim in die bed met dit. Ja. Jy weet, dit raak deel van ons. En naderhand kom jy eens my agter is deel van dit, né? Ja. So
dis regtig daai, maar ek hou van daai skrif dat ons is ontrou, maar God bly getrou. Ja. En in al hierdie briewe sal julle sien dat hy sê wie oor het, laat hom hoor, wat die gees vir gemeente is, en repent, bekeer jou. Ja. Ons het altyd 'n tyd om te bekeer, altyd om reg te maak, maar dit is my so lekker, ek luister nou dag, Chuck Missler weer wat hy sê, jy kan as jy hierdie 7 kerke ken, sal jy sien dat al die elemente van hierdie 7 kerke in elke kerk is. Ja. Some churches may have a teaspoon of Ephesus and a tablespoon of Smyrna. Jy weet, or whatever. Jy weet, Ja. jy kan kerke so kyk. Ja. Jy weet, so al die elemente is in al die kerke. En dit is die wonderlike ding van hierdie boeke, dis Yes. it convicts us. Ja. Individuals, churches, it convicts us to make that change. Because conviction gives you the opportunity to repent. Ja, ja. Dis nie condemning nie. Jy weet, ons lewe in 'n wêreld waar iemand maklik gekondemn voel. Ja, maar kyk, maar weet jy hoekom? Kan ek jou net, sorry ek van die rede, want jy voel entitled. Ja. En dan voel jy vinnig, jy is vinnig, wat is die regte woord? Jy is vinnig op jou offended. Jy word vinnig offended, jy is vinnig op jou agtervoete. Ja, maar ja, nee, luister net, wow, rustig. Ja. Ons almal het 'n blinde kant. Ja. En ek maak jou attent op jou blinde kant. Ja. Hoor hierso, jy, wow, jy suiwer op doktrine, maar hoor hierso, waar is jou liefde vir mense? Jy weet, dis nogal belangrik, né? Ja. As ons die liefde van Jesus het, is wat ons gisterand by die gebedsaand gebid het oor die leiers in die dorp, die kerke in die dorp, is dat ons moet vir leiers bid vir daai sagtheid, daai eerste liefde, jy weet, en teen compromise en al daai goed. And that compassion, that tender loving Compassion. mercy waarvan ek praat in die Ja. woord. Ja, maar awesome. Ek wil net voordat ons begin, is daar 2 advertensies Dylan wat ons gou gaan na wil kyk. Onthou ons reis na Turkye. 13 dag luukse toer. Ek gaan dit nou nie so aanbied nie, maar kyk daarna. Dit gaan 'n lekker toer wees 18 tot 30 Mei. Jackie en Gawie van Joy Magazine stel dit vir ons saam. Hoor hierso, hierdie gaan 'n awesome wees en in Afrikaans, kan jy dit glo? Hoe lekker is dit nie? So as jy Engels is en jy kan so 'n bietjie Afrikaans praat, kom, ons gaan vir jou help. Dit gaan lekker wees, man. Kyk hierdie ding. En dan die ander advertensie wat ons het is ons seminar. God maak 2-1 seminar of die G2-1 seminar 6 en 7 Februarie hierdie jaar. Begin hy Vrydag aand hier by ons gemeente en sover is alles gratis. Kom skryf in asseblief. Kom in kontak met ons, skryf in. Dit is vir getroude pare en couples, vir verloofde pare wat gaan trou. En ek weet, daar's 'n couple wat daarop gaan wat nou trou die naweek wat op die kursus kom. En ek gaan ook weer op die kursus, want jy sien my huwelik het dit ook nodig. Jy kan nooit genoeg belê in jou huwelik nie. Ons huwelik is baie belangrik. Efesiërs 5:22 tot 32 sê, so die huwelik word eintlik verduidelik met Jesus se verhouding met sy kerk. Sjoe. Dus en wat is 'n verantwoordelikheid vir my en jou as mans om die paas te wees in ons huise en die mans te wees vir ons vrouens, en ons doen nie altyd 'n perfekte werk daarvan. Ja. Ek het gelag, het jy gesien ek het die fotootjie van jou opgesit wat jy met jou dogtertjie se rugsak staan en so. Hy was 'n PH geweest, altyd military, lekker alles, en nou loop hy met Annelies se rugsakkie op sy ry met as pappa. Ja. Skoenlapper rugsakkie. Skoenlapper rugsakkie met Annelies se goedjies. Dit is oulik. Ja, nee, maar dis wat ons doen as paas. Ons is trots om paas te wees en ons dogters en ons seuns groot te maak. Ja. Amen, met Jesus se krag. Ek wil vir ons begin vandag, gaan dit sommer hier van my foon af doen, want ek het gou vir ons Openbaring 1 net weer lees, 'n stukkie daar, wat ek net vir almal herinner aan hierdie. Is vir my so mooi. Ek het dit vanoggend gelees, toe is net weer oop vir my. Ek moet vir jou sê, nou dat jy Lamentations klaagliedere aangehaal het ek het van maandagoggend af 'n punt gemaak om daai 5 hoofstukke weer. Ek voel ek het daai boekie bietjie afgeskeep. Ja. Hy kruip so agter Jeremia weg. Ek moes hom eers weer bietjie soek, as hy naas by huis nie. Is eintlik mooi, en dan daai klaagliedere 3 vanaf vers 22 en 24 wat jy gebruik het, so awesome. Ja, dit is goed. Kom ons lees dit gou-gou. Hier is my baie mooi. Veral ons wat nou vas, jy weet. Het dit my gehelp, en ek dink ek het Dylan gister die skrif gegee. Hy so in klaagliedere 3. Kom ek lees dit vir ons. Dit is vir my so mooi, ekskuus. Vers 22. Kyk, hy het gekla in hierdie, nee. Ja. Israel het nou pak slag gekry.
hulle is in ballingskap weggevoer, alle stofstrate is leeg en alles is nie lekker daar nie, maar hierso kom Jeremia, reken as Jeremia wat dit doen, wat sê, vers 20, want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Soos lekker in die oggend stilte tyd hou en dis elke oggend nuut, sy barmhartighede. Die Here is my deel, sê my siel, daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop, vir die siel wat hom soek. Dit is goed, en hoor hier is my mooi, om in stilheid te hoop op die hulp van die Here. En hoor hier is my mooi, hierso, vers 37, dit is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra. Hierdie is my diep hoor. I mean, hier sit Dylan, ekskuus, ek gaan dit nou as voorbeeld gebruik. Hy sê 'n jong man van 27 wat al hierdie vas aanvat, wat hierdie juk van die Here op sy skouers, bereid is om op sy skouers te sit, né? En sê toe sê, ek het eers op 35 my hart vir Here gegee, die juk op my skouers gelaai. En ek het daai tot op 37 ook in 'n baie ernstige vas ingegaan. Maar is goed vir 'n man dat hy die juk in sy jeug dra, om van jongs af al ernstiger te raak met die Here. Ja, daai is wonderlik hoor. Hier is my mooi woord hierdie. Laat hom eensaam sit en swyg, stil bly. En hy God, as God dit vir hom opgelê het. Wow, dis mooi. Nee, dis baie diep. diep. Jy baie diep goed daar gaan leer hoor. Maar In dis daai so- tyd. Ek mediteer die hele week oor daai bietjie skrif, nee, dis vir my baie mooi. Nou veral dat ek myself so jammer kry omdat ek nie kan eet nie. Ek sou uit myself baie vinnig jammer kry as ek nie kan eet wat ek wil eet nie, né? Maar ek maak my nou self vas in Here. Ek onthou daai tyd toe ek 37 was, toe John, my seun, hy het nou matriek klaar gemaak. Sy het 'n sertifikaatjie dan gekry gister. Hy's deur, ons sal nie sê hoe nie, maar hy's deur. Ja, Hy's nee, hy's deur is deur. hy's deur, hy het sy sertifikaat, hy het sy bestuurslisensie, twee groot dinge. Ek dink hy was 3 jaar oud toe ek daai vas gedoen het. En op 'n stadium kry my so jammer en hy sê vir my, "Pappa, waar is jy vas? Maak jouself los." Ek sê nee, maar daar het vir my gekom nie. Ek het myself in die Here vasgemaak met hierdie, want ek wil meer van hom leer. Ja. Ek wil nader aan hom kom. So, ja, sterkte vir almal wat vas daar buite so die begin van die jaar. Ja. Daar sy. Openbaring 1 vers 1. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het. Ons lees vinnig hieroor. Vir wie het God die openbaring gegee? Vir Jesus. Dis mooi hoor. Jo. Daai's diep. Gaan mediteer bietjie daarop. Om aan sy diensknegte, hallo, dis ek, te toon wat gou moet gebeur. En as jy na daai woord toe gaan, is dit wat vinnig moet gebeur. En as tieners nou die oordeele hier van Openbaring 6 afdoen, it's in quick succession, so amper as die Engelse woord, nee, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gee. Vers 2, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Hoor nou, hier is my die mooie en wat ek nou gou vanoggend weer net die klem wil op hê. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees. Die boek Openbaring is 'n profesie. Dis nog, profesie beteken dit wat nog moet gebeur. Baie profesie in die Bybel het al gebeur. Maar hierdie boek is 'n profesie wat nog moet gebeur. Hierdie is geskryf na die val van, amper sê Babylon, na die val van Jerusalem 70 AD is die geskryf. Hulle reken so 80 AD daarom toe Johannes op die eiland Patmos in ballingskap was, het hy hierdie geskryf. So dit het na die val van Jerusalem. Baie ouens reken nou nie, maar al hierdie goed het al gebeur en al daai dinge. Nee. Dit is 'n profesie wat ons salig is hy die woorde van hierdie profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daar geskryf is, want die tyd is naby. Dan lê hy homself uit. Ek wil julle net herinner daaraan, Openbaring 1 vers 9. Skryf die dinge nou op, Johannes, wat jy gesien het. Dit wat is en sowel as wat gaan gebeur. Wat het hy gesien? Here het vanoggend bietjie breër meer daaroop gebreek. Wat het hy gesien? Hy het 'n beeld van Christus gesien wat ons hierso lees in hoofstuk 1. Maar ook wat het ons gesien deur die hele Bybel? Ja. Die Bybel begin met Genesis, hy maak 'n Openbaring klaar en nou sê hy, Johannes, wat het ons gesien? Wat is die boek net voor Openbaring? Judas, 1, 2 en 3 Johannes, alles wat tot by Handelinge gebeur het, Matteus, Markus, Lukas en die hele Ou Testament, wat het ons gesien? Dis daar, wat is, dis waarop ons nou klem nie, ek en jy is in die kerk tydperk, die kerk dispensasie, dit wat is,
en dan dit wat moet gaan gebeur. Ek herinner julle net daaraan, gaan lees weer Openbaring 1 bidden deur en kyk na die diepte net in daai paar teksverse. Maar vandag gaan ons Thyatira toe, laasweek Pergamum gedoen en kom ons kyk bietjie wat gebeur by hierdie kerk. Ek is so opgewonde want ek gaan nou daai sien as dit die Here se wil is nou in my maand en dan gaan ek nog so 'n paar notaatjies by my goed sit want ek gaan dit nou actually sien, hè. Ek voel ook altyd as ek oor iets preek en iets doen soos vas, dan moet ek dit homself al gedoen het, né? Ek moes al 'n bacon burgertjie vir 'n week gelos het of wat ook al. Ek is nogal lus vir 'n bacon burgertjie. Ja, okay. So Openbaring 2:18. Kom ons lees hierdie is die langste ene van die 7 kerke. En dit is nou die laaste een in hoofstuk 2. Is dit nie ook die kleinste dorp of die kleinste stad nie? Dat kan verkeerd wees. Ja, ek was nou nog self daar nie. Maar ons gaan dit net wel so sien. Van lees. Ek weet dat dit ook nou nie een van die lekkerste plekke is om te besoek nie. Ek weet Efese en Pergamum is nice plekke om te besoek en ek dink, ek praat met korreksie, is dit Smyrna of Sardis want toe jy nie kan gaan nie want hulle doen nog opgrawings daar. Dit is baie klein. So jy kan reg wees, ek weet nie. Could be wrong though. Openbaring 2:18 en skryf aan die engel van die gemeente in Thyatira. Dit sê die seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Ons het nou al van die koper gepraat en dit is kan oordeel vat, né? Alright. En vorige keer het ons mos van die koperslang gepraat en dan Jesus met die kopervoete. Ons het mos nou gelees van die kopervoete in hoofstuk 1. Ek ken jou werke en liefde en diens. So goeie goed gebeur daar. En geloof en jou lydsaamheid, jou geduld en jou werke en dat die laaste meer is as die eerste. Weet jy wat nogals interessant van daai? Nee, asseblief. Ek val heeltyd in die rede. Daai verwys na groei, né? Geestelike groei. Dit was nie 'n klomp ouens. Kyk, hulle het nou die mense as we go on, but we need to check that there's actually growth there. Yeah. And it's in important things. It's in love, it's in patience, it's in faith, and it's in love and service. Ja. So daai is groot goed. Dis nie klein. Daai se preek op sy eie, né? Ek bedoel as jy kyk deur die Nuwe Testament, hoeveel word aan dit verwys en hierdie ouens groei in dit. Dink is in ek het al gepreek oor is 1 of 2 Petrus wat hy ook al 7 so opnoem in volgorde. Ja, 2 Petrus. 2 Petrus en dan is daar naaste liefde eerste en dan wat is die ander liefde vir die mense daar buitekant? Ja, maar in elk geval, so maar naaste liefde is eerste, jy moet eers leer liefde wees vir die ouens in die kerk. Ja. Dan kan ons vir die mense buitekant lief wees, né? Ja. Alright. Nee, maar dit is 'n baie belangrike punt. Vers 20. Maar ek het enkele dinge teen jou. Ek hou net van daai nietemin. Ja. Nietemin is nou altyd lekker as jou baas by die werk nie uit te kom. Hoor jy John nou, yes, maar nee, ek sien hierdie boerdery op mooi en goed. Ek sien jy kyk na my trekkers, maar nietemin. Wat het jy gedoen met my strope? Ja. Maar ek het enkele dinge teen jou dat jy die vrou Isabel wat haarself in Engels natuurlik nou Jezebel, die bekende Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Kyk, die Bybel dra nie doekies om te sê wat hy wil sê nie. Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer. So self daai kry tyd om te bekeer. En sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. En haar kinders sal ek sekerlik doodmaak en al die gemeentes sal weet dat dit ek is wat niere en harte deursoek en ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. Dis my so goed daai niere deursoek. Jare terug het ek 'n niersteen gekry. Net toe ek begin het met die Here. En dit was so asof, ek sê nie die Here het my die niersteen gegee nie, maar so asof my niere deursoek was daai tyd. Ek het nooit weer een gekry nie. Jy sorg jy as jy 'n niersteen gekry het, sorg jy kry nie weer een nie. Jy drink baie water. En dit was ek het alles in die Ou Testament oor hoe hy die niere deursoek in die Psalms. Hy is een van die niere deursoek. So is baie interessant daai. Vers 24.
En ek sê vir julle, en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken dit nie, ek sal op julle geen ander las lê nie. Die dieptes van die Satan, ons kan lank daaroor praat. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. En aan hom wat oorwin, en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag gee oor die nasies. Sal ek mag oor die nasies gee. En hy sal hulle regeer met 'n ysterstaf, soos 'n erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. Ek sal hom die môrester gee. Wie oor het, hoor hoe mooi eindig hy weer. Laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. So ons almal het ore, kom ons hoor vandag met die leiding van die Heilige Gees wat die Gees vandag vir ons sê. Ja. As hy. So daar is nou weer 'n kaart, the lay of the land. Ons het nou Ephesus gedoen, Smyrna, kloksgewys, Pergamum, nou is ons hier by Thyatira. Ek weet ook op die toer wat ons gaan, begin ons by Laodicea en ons werk om en ons eindig by Ephesus. Interessant. Bietjie anti-clockwise. Bietjie anti-clockwise wat ons dit so gaan doen en die hoogtepunt, hoor ek, is dan om Ephesus toe te gaan. Okay. En daar wil ek ook, wanneer ons op die toer gaan, dat ons almal self weer dan ons eerste liefde vasmaak. Dat ons nie daai, ja, ek dink dit is eintlik gepas dat hy so eindig. Baie nice. Ek weet nie wie die toer uitgewerk nie, maar well done. Ja, nee, well done. that's Ek dink dit is goed. Naam van die kerk. So daar gaan ons bietjie hier op die naam in die geskiedenis. Daar is nou 'n snaakse prentjie, maar ek gaan nou verduidelik wat dit is. Van die Bybelse vertalings vir die naam is parfuum of opoffering en arbeid. Die stad was bekend vir sy tekstiele soos fyn wol en linneprodukte, ook persmateriale, veral bekend vir pers en rooi kleurstowwe. Die stad se vorige naam was Pelopia en Semiramis. Ek het nou in my volgende slide die ander naam, het eintlik 3 name gehad voor dit. Nou Semiramis, en ek gaan nou nie vandag daar baie. Dis baie krities dat jy verstaan hoekom die Here die woord hierdie stad dan nou spesifiek kies. Ons gaan nou kyk ons nou hoekom spesifiek hierdie 7 kerke. Ja. Nou Semiramis, as jy nou so 'n bietjie weet, en daar's 2 boeke, ek het nou myself gesê, ek moet nou nie vergeet nie, ek het albei al gelees. Alexander Hislop se boek, The Two Babylons, en dan Dave Hunt se boek, The Woman That Rides the Beast. Dan sal jy nou sien, en ons gaan baie verder in Openbaring, wanneer tieners dan nou praat oor Babylon en daai tipe goed. Weet jy dat Semiramis dan nou Nimrod se vrou was, en eintlik is Semiramis, as ek kan reg onthou, Nimrod se skoonma. Die trou met sy skoonma uit by haar babietjie, dis Tammuz. Nou alle okkulte het daar begin. Sure. Nimrod het okkult, dis by die toring van Babel. Dit het daar begin. Van daar af het dit weggebreek. Die Grieke het ander name gehad vir dit, die ouens het ander name gehad vir dit en alles, maar alles het begin by Nimrod, sy vrou Semiramis en dan Tammuz. So as hierdie dorpie Semiramis genoem is, dan moet jy weer raad lelike dinge gebeur daar. Dis hoekom dit seker so praat van the depths of Satan. The depths of Satan. En jy weet, ek gaan dalk nou weer aan dit gaan, maar voor ek vergeet. Iemand in my lang terug, ek kan nie onthou wie dit was in my jare en met die ding het my geleer, uitgesê het by 'n bank gewerk. En in die 80's moes hulle geld tel, baie. Hulle het nooit vervalste geld geleer nie. Hulle het net regte geld geleer. Hulle het so baie lank gewerk met regte geld. Hy kan sommer dadelik voel as iets vervals is. En hy kan in 'n bondel note kan hy vervalste geld raak sien. Sure. En dis waarom ek is van die opinie dat ons hoef nie alles van die Satan en die okkulte en tipe demone en geeste te leer en daai tipe goeders nie. Ons moet net die waarheid leer. Ja. As ons die waarheid baie goed ken, dan gaan ons vervalsing vinnig raak sien. Nee, ek stem saam. Hæ? En dis soos wat jy altyd sê, wat net sê discernment, jy sê dit altyd is knowing the difference between right and almost right. En dit kom daarin, want as jy die woord so goed ken, Ja. dan weet jy wat's reg en wat's amper reg. Dit het ek by Andrew Sally geleer en Andrew Sally dit is 'n quotation van wat sê die ou se naam, hy is in die 18de eeu 'n groot prediker, maar ek sal dit volgende keer bietjie opsit. Hy het dit eintlik gequote. En dis waar, nee, ek en jy weet, nou dat ons die Here ken, ons weet wat's reg en verkeerd. Maar nou gaan ons die discernment moet kry om te leer wat is reg en wat's amper reg. Ja. Baie dinge lyk is amper reg, maar dis nie reg nie. En jy gaan die woord moet ken, Jy gaan die woord moet ken. front to back. Ek het vanoggend weer maar 'n ouetjie bedien wat
hy het nou nog, nadat hulle nou by hulle familie daar in Noord-Transvaal, Limpopo gaan kuier het. Ek is nog ou Noord-Transvaaler, jy weet, ek was nooit 'n Blouwil nie, maar ek hou van Noord-Transvaal. Maar in elk geval, nadat het hulle geestelik vuil gevoel, toe het hulle gaan bad. So ritueel wat hulle doen. Sê ek wel, waar staan dit in die Bybel? Ja. Al wat jou skoon was, is die bloed van Jesus. Nie 'n bad nie. Nee. En as ons die autoriteit het, hoef ons ook nou nie, hulle het ook toe nou daar, die priester toe nou, ek gaan nou maar sê wat dit is, die priester gekry, ons gaan nou nie, hierso, is maar besoek wat ons sê, nou sê maar so. Ja, nee. Die priester gekry, en die priester het heilige water gaan spat, oral een cleansing genoem. So, niks gaan daar nie. Nee. Al wat sê, in die naam van Jesus, dit was by die erfenis wat nie mag wees, die gaan weg, Ja. in die naam van Jesus. Dis al wat in die Bybel staan. So the only name. Dis die only name. Daar's nie, gaan bad gou en gooi my met heilige water goedjies nie. Daai is, ja, ons stop nou maar daar met dit. So ons was nou by Semiramis. Alright, sy was nie ligte boere musiek nie, hoor. Sy was nadat Nimrod, as jy nou na geskiedenis ingaan, wat jy ook kan kyk, is Eben Swart se DVD's, die 2 Babylons en daai tipe goed. Hy gaan ook in diepte in dit in en daar het ek baie van dit. Ek het ure altyd na Eben Swart se goed gekyk. Die 2 Babylons, die Kundalini en al daai tipe goed. Baie interessante geskiedenis agtergrond wat jy kan hê. So maar ek gaan nie in die dieptes in van Satan se goed nie. Ek wil ook nie. Nee. Ek gaan in die dieptes van die gees wil ek ingaan. En hoe dieper ek saam in die gees ingaan, hoe meer gaan ek weet oor daai is nie lekker nie. Ja. Ek gaan dit sommer voel is nie lekker nie. Ek gaan sommer sien is nie lekker nie. Wat se gees bring hierdie persoon in, wat ook al. Ja. Ons sal daai discernment hê, daai skerpheid. Ons lees ook in Handelinge 16:14, ons praat nou van die tekstiele en die materiale. Hier lees ons daarvan, en 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Die Here het haar hart geopen en ag gegee op wat deur Paulus gesê is. Daai vrou het toe nou weer gebore geraak, bekeer en 'n volgeling van Jesus geword saam met Paulus. En sy was ook van Thyatira. Agtergrond van Thyatira. Vandag bekend as Akishar, vanaf Istanbul na Izmir moet jy nou vandag deur die onaantreklike dorpie ry. Ja, so hy's nie 'n baie mooi dorpie nie, maar ek glo JC as hy daar verbygaan sal ietsie lekkers te eet kry daar. Moet Yes, ek nou baie aan kos verseker. dink. Ek sal vir my 'n gaatjie kry daar. Ek ken dorpe en plekke oor die tipe slaghuise wat hulle het. En ek het altyd 'n gaatjie wat ek kry met 'n lekker slaghuisie met 'n lekker worsietjie en dis baie dit is baie belangrik om jou plekkies te Daai is ken. belangrike goed. Ja, so baie dorpies lyk onaantreklik, maar daar's nuggets. Ja, soos ons dorp, Ja. hè? Dis Op die oog af kan dit vir mense onaantreklik lyk, maar ek sal vir jou 'n paar nuggets wys hier sommer. Lekker. En gisterand saam met die pastoor, hier's 'n paar eisters in hierdie dorp. Ja, daar is hoor. Kyk. Hè? Jy weet, don't judge a book by its cover. Hier's 'n paar ouens wat Yes, ja, en gisterand daar in pastoor Johan se kerk, die worship was net awesome. Ja. Lekker love gehoorship. it. Okay. So 'n onaantreklike dorpie. Wat eens 'n baie belangrike militêre stad was. Ons mos nou die eerste stad die laaste een ons Pergamon was die godsdienstige stad. Alright, so was eens 'n militêre stad wat in die Nuwe Testament op 'n strategiese punt gestaan het met 3 hoofpaaie wat lei na Pergamos, Sardis en Smyrna. Dit was eens 'n Lydiese stad, Pelopai, wat later toe nou soos ek gesê het Semiramis en toe Euhippia genoem was. Alright, so dis nou sy agtergrond. Hoekom ek hierdie sê elke keer die geskiedenis ingaan, Jesus het 7 kerke gekies in 'n spesifieke volgorde. Hy het nie die kerk van Rome gekies nie. Hy het nie die kerk van Antiochië gekies nie. Hy het nie die kerk van Jerusalem gekies nie. Hy het 7 dorpe gekies, stede gekies wat elkeen 'n geskiedenis het met onderliggende issues wat hy as idiome as idiome en metafore gebruik Ja. om iets uit te lig in die probleem wat hierdie dorp het of die goeie goed in die dorp uit die kerk het. Alright, so. Dis baie fyn hierdie. Net Jesus kan dit so doen. Hè? Ek sê As jy bietjie net die geskiedenis gaan check van hoe kom hierdie goedjies uit. Doen jouself net die moeite. Moenie net ons kan ure besig wees op hierdie. Ja, ek sê ja. No, he does everything with a purpose. Alles is ontsettende detail en ek gaan dit weer sê wat Chuck Missler op sy einde, ek gaan dit voor in my dagboek weer skryf hierdie jaar.
Hy sê aan die einde van sy lewe, toe hulle vir hom vra, wat sal jy verander in jou 50-55 jaar bediening? Hy sê, ek sal die woord van God meer letterlik opvat, as wat ek nog opvat het. Ja, Ja, daai dat is is awesome. Ek sal dit meer letterlik opvat. As God gesê het, hy gesê, daar's nie grys nie, en ek gebruik altyd die voorbeeld, ek het gister met iemand gepraat daaroor, van Abraham, wat God toe nou nooi en 2 engele vir 'n braai, en hy sê, hoor, as ek volgende jaar die verbykom, sal Sarah swanger wees, en sy lag haar agter in die tent, ja. en hy vra nou maar, hoekom lag sy vir my? Sê, nee, Here, ek het nie gelag nie, jy het. Daar's nie, as jy gesê het, jy gesê. Nee, dit As jy is gelag het, jy sekerheid, gelag. ja. Jy het jy gelag, jy gelag. En ek het al soveel keer vir die Here goed gesê, en ek het dit nie gedoen nie. Maar gelukkig, nee, waar ek ontrou is bly. Ja. Ja. Maar hy maak my attende op. He reminds you. Hoor jy, en hy sê nie vir my JC nie, hy werk nie op my bynaam nie. Hy sê vir my Johantjie, as hy sê Johantjie, dan moet ek weet, ek het nou 'n bietjie moeilikheid. Was moeilikheid. Ja. Alright. Die stad het egter later deur baie hande gegaan, soos die Persiërs, Grieke en dan toe nou die Romeine, en toe nou daar in hierdie tyd het ons dan nou hierdie brief lees, was hy, of wat hy geskryf was hy onder Romeins beheer. Toe Silesius 1 Nicator, dis hierdie ou se standbeeld, die stad oorwin het tydens die Griekse tydperk van beheer, het hy die stad die nuwe naam Thyatira gegee, wat in Grieks Taigator is en dogter beteken. Dis hoekom ons nou Semiramis, dogter, Isabel, Jezebel, ons gaan nou agter die kruks of die kap van die byl van hierdie ding kom. Alright. Omrede hy ingelig was, dat hy die pa van 'n nuwe dogter geword het, Isabel. En toe gaan nou besluit hy Agab toe hy gaan met Jesus trou. So, hierdie perd was 'n priester met Babyloniese afgode goed gemors. En sy is die dogter van hom. Sure. En Agab, 'n koning van Israel, besluit om met hierdie heidense vrou, en ons weet wat sy gevolg het daarvan, ons gaan so 'n bietjie daarna kyk. 'n Ander betekenis van die naam is voortdurende offer of opoffering wat teoloë assosieer aan die Katolieke mis. Want ons gaan nou kyk in die tydperk wat hierdie is. Noem ons dan nou in die kerktydperk die donker eeue, waar gewone Christene ouetjies, ek en jy daai dit geleef het, sou ons geonderdruk gewees het deur hierdie stelsel. Ja. Okay. Van voortdurende opoffering en dieselfde rituele en al daai tipe. So, dit sin speel op dit. Ja. Alright. Goed, hierdie volgende prentjie vir my is 'n bietjie donker hier, maar hy's mooi lig daar. Thyatira het vinnig gegroei in kommersiële belangrikheid. Thyatira was wel bekend vir sy sentrum van handelsgildes. Handelsklieks. Okay. Ek weet nie of ons op die lig daaroor kan praat, maar jy weet nou self wat in die varkbedryf is. Daar's seker gildes wat dit beheer, né? Ja, dit is in elke enterprise. Ja, en nou hier was dit ook al reeds so. Okay. Dit was verpligtend om deel hiervan te wees indien jy wou handel dryf of besigheid doen. So jy moet deel van daai gilde wees. Okay, ja. Alright. Elke gilde was onder die begunstiging van een of ander afgod. Sure. So elke gilde het sy tipe afgod gehad. Die gildes het aan die gode eer betoon deur aan hulle te offer, finansiëel of deur feeste. Dit natuurlik het vir die nuwe Christene 'n dilemma geword. Want ons kan nou nie. Ja. Nou wil ek jy moet nou werk kry, besigheid doen en al die goedjies. Ek wil nou my varkies verkoop, maar ek moet eers aan hierdie gilde behoort en dan moet ek offer aan hulle afgode. Dis 'n bietjie van 'n probleem. Ja, dit maak dit daar moet jy nou kies. Daar moet jy Watter kies. kant van die lyn gaan jy loop? En my vraag is, jy vandag met Christene in besigheid? Ja. Ek onthou daai tyd toe ons ons hele familie het sommer so in succession deurgebore geraak, gedoop, is almal Israel toe, ons is nou warm vir die Here. Toe sê die Here, okay, nou gaan ons begin met julle besigheid. Toe moes ons besigheid verander, soos wat God wil besigheid. Ja. Yes, en ons het baie pakslag gekom. Maar prys die Here, ons het dit gedoen. Boetes maar betaal, die dinge gedoen wat ons moes doen, maar ons het ons besigheid op God se manier gehardloop. Daar was niks onder die tafel nie. Give unto Caesar what is Caesar's. Al daai dinge. En jy bou enigiets so op fondasie. Jy weet self, Ja, jy moet. jy weet hoe boer jy en jou broer hulle
Hulle doen dit op God se beginsels. Ja. Alright, net 'n bietjie na die kleurstowwe toe te kom. Soos genoem was, Thyatira was wel bekend vir sy kleurstowwe, veral pers. En hiersin speel dit weer as jy nou dieper ingaan in Alexander Hislop se boek en Dave Hunt se boek, dat jy sal sien in die katolieke kerk, want nou as ons nou praat, is dit nie teen die mense nie, daar's sterk eisters daar in die katolieke kerk, maar daai stelsel en daai rituele is baie pers. Ja. Alright, goed. Soos genoem was Thyatira wel bekend vir sy kleurstowwe, veral pers, was eintlik meer rooi as pers. Engels is dit scarlet. Okay. Ons het nie eintlik so 'n woord in Afrikaans nie. Ja. Iemand kan my dalk reg help, maar ek het nie so 'n woord gekry nie. Dit was afkomstig van die Rubia tinctorum plant se wortel. Daar het ek nou 'n prentjie van dit. Wat dik rooi wortels het. Dit was van antieke tye af gebruik van natuurlike rooi kleurstowwe. Dis hoe dit gedoen het. Die murex slakkie daarbo of skulpvis was ook as alternatief gebruik vir sy pers kleurstof. Jy weet hoeveel van daai ou skulpies moes jy bymekaar maak, né? Alright. Thyatira beeld die Romeinse pausdom uit vanaf 600 tot 1500 na Christus. So. Daai onderliggende probleme was in daai fisiese kerk daai tyd. Jy kry dit in elke gemeente vandag. Jy kry dit in elke mens, is op homiletiese toepassing. En dan in die tydperk van die 7 kerke het die afgelope 2000 jaar verteenwoordig Thyatira dan nou die kerk vanaf 600 tot 1500 jaar Christus. Ek gaan nie in op die geskiedenis van die pausdom nie, maar dis horrific. Ja. Wat met die kerk gebeur het van daai tyd. Daar was goeie pause. Kan jy dit glo? Ouens wat regtig lief is vir Here. Maar dan was die meeste was horrible. Ja. En hoe hulle stelsel of hulle manier van kerk toegepas het. Is nou wat Jezebel met Nabot se vinger. Hoe ons almal weet as 'n bietjie terugkyk in die geskiedenis van die katolieke kerk, hulle het nou 'n verskoning gevra. Ek weet ek het so ding gelees vir wat gebeur het en ons hou nie die verlede teen mense. Maar goeie manne van God en vrouens wat opgestaan het, is gebrand as ketters. Jy het nie durf 'n Bybel vertaal nie. Dan word jy gebrand, burn at the stake en al daai tipe van. Hoe hulle hierdie gees, hierdie ding gemanipuleer en beheer het. Daai Isabel met wie hulle in die bed geklim het. Jezebel. Alright. Men tot die wêreld weet wat se Jezebel. Nou, Isabel is nie, is nie gender-based. Is nie noodwendig 'n vrou nie. Ai, vrou is regte Jezebel. Nee. Hierdie pouse was almal mans. Maar daai gees kan in 'n man ook wees. Ja. Of in 'n stelsel of in wat ook al. So selfs die wêreld het 'n liedjie Jezebel. Gaan luister 'n bietjie na daai country liedjie Jezebel. Beskryf hy tannie 100%. Die gevaar teenoor die kerk van Thyatira was nie Romeinse of Joodse vervolging. We're past that now. Maar eerder het die gevaar opgestaan van binne die kerk self, met die compromise, wat nou begin het by Pergamum en binne. Baie meer ernstig en gevaarlik om te hanteer. Baie meer. So ons weet nou, daar is die enemy, hulle gaan ons vervolg, omdat ons nie a pinch of salt, whatever, he's not my God. So nou word ek vervolg. Maar nou begin hierdie compromise, wat nou klaar begin gebeur het, binne die kerk gebeur. En nou en selfs vandag, 2000 jaar later, vir ouens sekere goed sê, jy durf nie eens vir ouens sê iets van Kersfees nie. Alhoewel ek nou Kersfees vier, ek is nou saam met my gesin. Jy moenie, ek was daai tyd ook nou op hierdie kwaai op hierdie goed. En nou vir die ouens sê, hoorie maar, het jy geweet dat hierdie in hierdie Kersfees ritueel wat ons dan nou doen, kom eintlik dan nou van Semiramis af, het jy het geweet, gelees dit net in Jeremia of Jesaja, kan jy nie, wat hulle dit verduidelik. Woe! Staan daai rinkelsie op, nee, daai kwaad, so hoe, dis hoe ons dit altyd doen. Ja, ek weet, maar ek sê maar net. Ja. Jy weet, een ou het so 'n foto van 'n Johnny Depp, wat hy in Pirates of the Caribbean so weghardloop op die strand en 200 inboorlinge op. That's me just saying something on Christmas to somebody. Jy weet, so, ons het nou 2000 jaar later,
soveel van hierdie paganism is al deel van ons lewens. Ons weet nie as dit is verkeerd nie. Ek meen, ons het niemand het ons gesê nie, ons doen dit net soos oupas. Jy weet, en nou het ek onthou daai tyd toe ek nou net weergebore wou ek myself cleanse van al hierdie gemors en alles net wegvat en ek het soveel mense eintlik seer gemaak ook en baie dinge want ek het met soveel onkundig. Ja. So daar's 'n plek vir dit, maar wysheid is van toepassing. Ja. Dis al wat ek kan sê daaroor en verder gaan sê daaroor. Alright, so ons weet ook natuurlik elke brief het 'n 7voudige struktuur. Ons het nou klaar na die naam beteken iets. Of die naam van die kerk beteken iets. So ons het nou 'n bietjie kyk na die agtergrond wat die naam beteken, waar hy vandaan kom. Dit sê iets. En dan natuurlik die titel hoe Christus hom aan elke brief voorstel. Hier is my mooi. 2:18, Openbaring 2:18. Dit sê die seun van God. Want moet gou terugkom. Semiramis het bekend gestaan as the Queen of Heaven, die hemelkoningin. Wow. Nou kom Jesus en hy sê dit sê die seun van God teenoor die stelsel van die hemelkoning. Ja. So hy Interesting. is making a statement. Ja. Wat oë het soos 'n vuurvlam, ons weet die dag as ons voor God gaan staan, ons as kinders van die Here wat voor die bema gaan staan, gaan deursoek word met daai oog en met vuur en al die hooi en stoppels gaan wegbrand. So God sien alles. God weet alles, hy ken die intensies van ons harte. Dis hoekom hy Sondag ook gesê het, ons moet nou hierdie commitment van ons vasmaak of ons moet jy gaan uitgevang word. En God wil weet of ons genuinely commit. Ek glo hierdie hele woord van Genesis tot Openbaring is 'n verhaal wat God deursoek. Wie sy regte vriende? Ek weet nie waar ek het gesê nie, ek het nou weer so baie gepraat al die week en ek moenie baie praat nie, ek vas nou, ek moet stil bly. En ek moet nou op die regte woorde kom. Hoor ons in die Bybel wat God praat van Abraham was gereken as 'n vriend van God. Die vriende van God. Daniel, vriend van God. Johannes, vriend van God. Vir wie het dit gesê? Vir almal aan wie profesie gegee is. Abraham, jou saad sal wees. Daniel, kyk. Ja. Johannes, kyk. Vriende van God. Ek reken. Hierdie hele woord gaan oor. Ons glo God se woord. Hy kyk die sy vriende. Nou sê hy Openbaring is 'n profeet. Nou sê hy vir ons as kerk nou, born again Christians. Kyk, wil jy my vriend wees? Gaan nie glo wat gaan gebeur. Dis awesome vir my. Ja, So dink ek by die Here die afgelope 2 dae in hierdie vaste vir my oopbreek. Ek moet dit nog baie gaan navors en so aan. Maar is hy sy vriend? Sy oë deursoek. Is hy my vriend? Ja. Is sy my vriend? Dis diep. Ja, dit is diep daai. Hè? Ek En wil hy graag sê deursoek. vriend. Ja, ek wil graag sê weet jy wat nee, ons moet nou nie kom met werke en al daai. Jou redding het ons gekry. Maar hierdie sanctification proses, hierdie wat ek en jy oor praat. Hierdie tyd wat ons op hierdie aarde het. Is hy vir ons, is hy jou vriend? Ja, en JJ sê werk en goed en daai is iets waarmee die Here met my besig is werk. Want dit kom nou later in hierdie boek, maar as jy kyk na daai works beteken labour and effort. He sees it. What effort am I putting in? Ja. Daar's 'n ou, ek kan nie sy naam onthou nie, maar hy sê dit the world is confused earning. You can't earn your salvation. Never. Grace doesn't do that. But you must put in effort, because without effort there's no relationship. Amen. And I said it the part again in the book. He says, I am he who searches minds and hearts, and I will give to each one of them according to your works. Goed. Wat 'n effort het jy ingesit? Ja. Dis werke. It's effort en labour as jy gaan kyk na wat beteken daai. So jy werk nie om die wat jy Afrikaans woord salvation. Ja, en sy guns te wen nie. Ja. Ja, ek kan nie sê guns nie, want hy soek na sy vriende. Ja. But daai is 'n ek dink die hele compromise storie en alles het nou veroorsaak dat die kerk voel is if you're gonna I think it's in 2 Timothy where he says why the word is given is for reproof, it's for doctrine, it's for correction. Ja. Correction en reproof is nie lekker dinge nie. Maar is daar en dis hoekom die woord daar is. Ja. Want ons moet kyk na that's what it says, examine your heart.
So make sure that you're not disqualified. Wat beteken hy disqualified? Want Paulus sê dit oor homself. Ja. So dit gaan nie oor jou werke gaan jou red nie, maar ek voel die kerk moet kom op 'n plek waar daai effort wat ons insit, it must be pure, the intention of our heart must be pure, it must be to glorify Jesus, maar dit is 'n moet. En daai is 'n hele ding op sy eie, maar jy het net iets gesê oor werke toe, tog ek sal dit net daar ingooi. Ons moet daaroor praat. Ek meen, hier is 'n hele ander stelsel aangeneem in hierdie gemeente. Kom ons gaan verder. Dit sê die seun van God wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Thyatira ook Semiramis. Ek het nou genoem, vrou van Nimrod en ons seun Tammuz. So regtig doen jouself die moeite. As jy nie daai dik boeke wil lees van daai ander twee manne nie, kry vir jou Eben Swart se teachings, die twee Babylons, Trumpet Call Ministries daar in die Kaap. Dis regtig baie nice om na te luister. Ek onthou daai tyd het ons die DVD's gekoop en dit is ek en Els het daai goed deurgewerk. Jy hang aan daai ou se lippe hoor, soos hy jou alles, hy het al die navorsing gedoen. Jy hoef net te kyk en te leer. Jy kan nie glo waar al die goed vandaan kom. Ja. En dis feitelik, jy kan maar net Google ook. Alright. Seun van God, enigste aanhaling in hierdie boek van Openbaring van die seun van God. Mooi, né? Sure. Ja. Seun van die mens, seun van God. Matteus 6, ek gaan nie nou daarop ingaan nie, dis lekker diep op. Matteus 16:15. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Toe hy vir sy disippels gevra het. Vers 16, en Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Dis vir my mooi daar, Sure. Die seun van God. Teenoor die hemelkoningin is waar ek nou gepraat het, Jezebel of Isabel. So hy sê, ek is die seun van God. Ek sê vir julle kerk, ek gaan vir julle nou 'n bietjie waarsku hierso, dis goed as ek teen jou het in hierdie gemeente. Ek sê vir jou, ek is oor hierdie ding, wat julle nou aanbid. Hulle kom eers agter hulle aanbid dit. Hulle het gecompromise, en die ding het nou in die kerk. Ja. Daar's net een seun, en ons weet mos nou deur die eeue, baie ander goed word aanbid. Of ek moet deur die goed bid, maar die seun van God, Ja. jy gaan sommer direk na hom toe. Die gordyn het geskeur. We have access to the throne room. Ek kan sommer, Amen. ek hoef nie na 'n ou toe gaan met sy kraag onderste bo is, om my sondes te repent nie. Ja. Daai goed het ingekom in 'n stelsel wat nie van God af is nie. Ja. Alright, ons kan dit nou maar vir mekaar reg sê. Ja, nee. Jesus toon sy krag en autoriteit om sonde te oordeel. Oë het soos 'n vuurvlam en sy voete is soos blink koper. Ons het nou baie daaroor gepraat. Dis alles vergelykings van simbole van oordeel. Alright. So, die aanbeveling en lof, die derde punt, Openbaring 2:19. Ek ken jou werke en jy het nou gepraat bietjie daaroor, en liefde en diens en geloof en jou lydsaam met jou geduld en jou werke. 2 keer werke genoem daar. Nee? En ek dink as jy 'n bietjie dieper op gaan jy nog dieper goed kry. Ja. En dat die laaste meer is as die eerste. Wat is die laaste? Werke teenoor werke. So 'n bietjie dieper ingaan op daai ene. Jakobus 1:22, jy het 'n paar skrifte opsit, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. So wanneer ons nou daar praat, wanneer ek born again geraak het, alright Here, ek is nou hier in u weermag, ek is nou 'n disipel, aangemeld vir diens. What can I do? Ek is nie gered deur wat ek gedoen het nie. Inteendeel, dit wat ek gedoen het, het my eintlik heeltemal veroordeel. Ja. Maar nou dat ek gered is, en nou wil ek geleer word, ek wil nou begin bid vir siekes, ek wil gaan demone uitjaag, ek wil die koninkryk gaan verkondig, alhoewel ek dalk nog nie 'n prediker is nie, maar ek kan dit aan my familie en my vriende verkondig, en help my om 'n living sacrifice te word. Wat is daai ding wat ons gekyk het van daai ou wat die marine gebruik het, en gesê het, toe al die weermag ouens daar in die 60 bymekaar kom, in die saal, Ja. toe die vloot, ons daar in die lugmag en almal gesê, hoor, kom lugmag toe, jy gaan dit leer, is 'n goeie toekoms, en is dit, en die vloot sê dit, en die ouens sê dit, en die marine het vorentoe gekom, hy het hulle so gekyk, en sê, hoor, hierso, ek dink ek het my tyd gemors. Ja. En dis nie een van julle wat julle sal kan doen wat ons doen nie. So ek gaan eerder maar my goedjies vat en loop. En toe die meeste ouens by sy tafel bymekaar kom. En dit wys jou net dat Jesus sê vir my en jou, kom dood saam met, kom gaan dood. Gee my jou hand, wil jy doodgaan, kom saam met my. Dit beteken nie fisies doodgaan nie, dit beteken doodgaan vir die wêreld, doodgaan vir my eie begeertes, my eie behoeftes, doodgaan vir
myself. Dis eie selfstom aan die pad. Ja, dis net so. Right, die koninkryk is 'n werkwoord, jou redding is verniet, maar ek en jy het die opdrag om sy koninkryk na die uithoeke van die wêreld te neem. Dit gaan deur deursettingsvermoë en geduld en lydsaamheid ver. Dit gaan dit ver. En jy leer deursettingsvermoë. Ek leer nou weer deursettingsvermoë. Ek het al hoeveel keer gevas, maar dit voel nou of ek weer die eerste keer vas. Want ou word maar weak. Ja, en daai endurance. Alles gaan wat kos. Ek luister nou daai podcast van daai ou wat gevas het. Sodra jy vas, nie eet niks. Kom jy agter alles gaan oor kos. Hæ? Alles gaan oor kos. Ja, dit is. En kos beheer ons. Kos is goed, ek is lief vir kos. Ja. Maar om dit bietjie neer te lê. Matteus 24:14, ek het dit vanoggend vir iemand ook aangeraal. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Dit sal gebeur. Wie gaan dit doen? Jesus. Nee, ons gaan dit doen. Ons moet dit doen. Ja. Ons is 'n gesande. Ons moet in die uithoeke van die wêreld toe gaan. Gelukkig vir ons, soos ek altyd vir mense sê, jy hoef nou nie na 'n rand toe te gaan, in daai plek nie, daar gaan jy vinnig dood. Jy kan sommer vir die ou wat jou hare sny, hy kom van die rand af. Jy kan sommer vir hom die evangelie vat. Nee. Die Here het almal hier kyk wat daai disippels gedoen het to the Roman Empire. Ja. Those couple of weeks. Ja. Ek glo genuine as gelowiges genuine, we die to ourselves en ek bedoel jy almal. Dis 'n proses, maar as ons op daai punt kom, daai was nie baie ouens wat dit gaan doen het nie. Maar they were dead to themselves and they were so spirit-filled that it wasn't even funny. Ou kan jouself gerus die guns doen. Ek wil dit graag weer luister iewers hierdie jaar. Andrew Womack het 'n teaching Lessons from Paul. Kyk wat daai ou deurgegaan. Dis 'n baie goeie, ek het die boekie iewers nog vir iemand gegee. Jy moet nooit jou boeke weggee. Nee. Maar ek doen dit. Ja. En daai is so goed. Net om te leer daai ou se lewe. Ja. Hy vat net alles uit daai ou se lewe uit. Hy het klomp teachings, lessons from Elijah, lessons from Moses, lessons from Joseph, lessons from David. Doen jouself, doen jouself die guns. Absorbeer dit. Hy het soveel navorsing gedoen oor daai ouens en lesse wat ons uit hulle lewens uit kan leer. En dit sê in die Nuwe Testament ons moet leer uit die ouens in die Ou Testament ook, ja. Ja, verseker. 1 Korintiërs 4:20. Want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. So, dis my challenge vir myself en enige iemand. Markus 16, aan die einde van Markus 16 sê hulle het oral heen gegaan, die groot opdrag uitgevoer en gaan preek, en die Gees van God het die woord bevestig deur die tekens waarop gaan. Daar's baie ouens wat baie dinge glo, maar ek challenge. Soos hierdie is die tyd van die Elias wat opstaan. Ons moet die Baal-profete, en ek sê nou mense is Baal-profete nie, maar ons moet die mense challenge, die ouens wat sê hulle is apostels en dit nie is nie, challenge, sien ons werke. Jy kan vir my sê, byvoorbeeld, ons is nou klaar in die 1000 jaar vrederyk en al daai tipe goed, maar kan ek sien, okay, bid vir siekes en dooies en jag demone uit, kyk wie kan doen. Gaan God dit bevestig, en dis 'n challenge vir myself. Ja. En dis hoekom ek vas. Here, ek wil seker maak dat dit wat ek sê, dit wat ek doen, in lyn is met u woord. En Here, asseblief, bevestig die woord. Dit wat ons hier doen by Siloam, dit ons doen deur Warrior Bride, bevestig dit deur die wonders en tekens wat daarop volg, want Here, mense het genesing nodig. Mense het bevryding nodig. Dis waar die evangelie van die koninkryk gaan. Nie met mekaar te beklei oor al hierdie ander goedjies nie. Kan jy, sal God, dit wat jy preek, bevestig deur die tekens wat daarop volg. Dis 'n challenge vir ons almal. Ja, nee. En ek staan heel eerste in die ry om gechallenged te word deur die Here in my eie lewe. So, kom maar. Maar nietemin, so as ek nou die Bybel vertaal het, sou ek dit nou aangesit, maar ek het nie die Bybel vertaal nie. So, daar's dan Openbaring 20, maar ek het enkelinge teen jou. Hulle het al daai dinge gedoen, werke, laaste werke is beter as die eerste werke, so hulle het gegroei, soos jy gesê het. Dat jy die vrou Isabel, of nou Jezebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei, om te oreer, of is dit so, net getrak te vat in die geskiedenis toe. Hierdie ou se dogter, sy naam is Isabel. Hy was 'n hoofpriester in afgode. Nou trou hierdie dogter. Sy is toegelaat om in Israel in die koninklike huis in te kom. Sy trou met die koning.
En haar mission, as jy na die Ou Testament gaan lees daar in Konings, was om al God se profete dood te maak. Dis haar mission. Ja. She was out to kill them. Want sy het daar 'n nuwe stelsel ingebring. Dis presies wat God nou waarsku. Wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, toelaat. Ons moet versigtig wees wie ons toelaat. En my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers eet. En ek het haar tyd gegee om van haar hoerery te bekeer, self sy. En sy het haar nie bekeer nie. Kyk, ek werp haar neer op 'n siekbed, en die wat met haar oorspel bedryf in 'n groot verdrukking, dis die eerste keer wat dit genoem word, die groot verdrukking wat gaan plaasvind, en ons lees later in Openbaring wat gaan met haar gebeur. Hierdie groot siekbed, en almal wat met haar handel gedryf het, almal gaan pak slaag kry dan nou deur die Here, né? Alright. En as hulle nie van hulle werke bekeer nie, so dat genoeg tyd gehad, dit moet nog gebeur, bekeer. Almal van ons bekeer. Die hoofprobleem in die kerk is dat hulle daarin gefaal het om die vrou aan te spreek oor die feit dat sy afgodspraktyke en doktrines in die kerk bring. Ons kan gaan lees daar in 1 Handelinge 15:29, 1 Konings 18, Elia en die Baal-profeet. Ek het vanoggend nou weer gelees en dis 'n baie mooi verhaal om te lees. En die woord wat ek ook gekry het, wat baie ouens hierdie jaar sê, it's a time for the Elijahs to stand up. Hy het na Agab toe gegaan en hy sê, hoorie, jy het dit toegelaat. Ek challenge jou en die 450 Baal-profete en die 400 profete van the Groves, ons moet nie hulle vergeet nie. Ek challenge julle almal, kom daar by mekaar, en hy het hulle gechallenge. En toe hy vir hulle sê, okay, dat julle God die vuur afbring. Man, die man het hulle self gesny en geweeklag. Hy sê, hoorie, is my so mooi. Hy sê, hoorie, is hy nie nou ook miskien in die toilet nie? Is hy nie besig ook met iets of, hoor hy julle nie, is hy skree harde. En hy het hulle almal doodgemaak. Ja. Nee? You wiped it. Ja. So, groot verdrukking, die kerke wat nie bekeer nie, sal deur dit gaan. Weet jy wat interessant daar, Jace, is, as jy kyk, en ek het dit nou net agtergekommenteer, het nou gelees het, maar she called herself a prophetess. Ja. Daar was self-appointment daar. Ja. En dit sien ons nou baie in vandag se wêreld, as ons dit nou moet bring in waar ons nou lewe. Baie ouens is self-appointed. Veral met social media is dit nogals maklik om jouself self te appoint. Ja, jy's 'n media warrior. Then there's no accountability. There's none of, and she was self-appointed, it went about self. Jy weet net. Jy's 'n media, jy's 'n Facebook warrior. Jy's daar en jy het one iets wat jy opgooi daar, so uit konteks uit. En daar gaan jy. En jy's accountable to no one, en dis 'n waarskuwing. Raak betrokke by jou kerk, gaan help jou pastoor, help jou gemeente, tyd is naby, die Here kom, wat doen ons as ons weet die Here is naby? Ons raak betrokke. En jy gaan geskaal word in jou kerk, nou dat. Natuurlik, Nou geen kerk is perfek, geen kerk nie. Maar ek dink dit is belangrik dat mense in 'n kerk Ja. is in a spirit-filled ready to roll kind of. Ek dink ek en jy en Tinus moet eendag net oor dit gesels. Aangesien ons nou deur ons fondasie gaan, ons gaan oor leierskap praat en al daai tipe goed. En dat God het leiers aangestel, God het mense aangestel om na die kudde te kyk. Nie te beheer nie, aan te stel en te dien. Ja, en die groot ding vir ons is to be accountable. Daai ou wat daar agter sy komputer sit en kerke aanvat en wat ook al, en mense aanvat en Christene aanvat, aan wie is jy accountable om te sê wat jy sê? Ja. Het jy jou eie lewe anders? Of is jy die perfekte een? Want ek lees in die Bybel, ons almal ken ten dele. Ons almal profeteer ten dele. Maar eendag sal die Here waarheid kom. Ja, nee. So ons wil net ons deeltjie gee hierso en ons 20 sent, wat is dit, 10 sent te bring na die tafel toe. Ja, daai 1 Konings 16:31 en dit was nog nie die minste dat hy in die sondes, dis nou koning Agab, Jerobeam die seun van Nabat gewandel het nie. Hy het Isabel die dogter van Etbaal, van wie ons nou gepraat het, wat hy dorp toe ook nou nogal vernoem het, nê? Thyatira, dis sy dogter, Etbaal was sy naam. Etbaal die koning van Sidoniërs as vrou geneem en Baal gaan dien en voor hom kom neerbuig het. 1 Konings 16:32 en vir Baal 'n altaar opgerig het in die huis van Baal wat hy in Samaria gebou het. Etbaal, dis daai Sedusius indikator van wie ons nou gelees het. En sy dogter was dan nou Isabel. En
is nogal Nee, interessant. dit is nogals baie Hoekom interessant. God Ek het dan nie al nou daai goed geweet. ja, hierdie dorpie of hierdie kerkie dan nou op hierdie manier aanvat. Ja. Hy het sy voorganger nogal, daai Etbaal, Peles vermoor vir die troon. Hy was ook 'n priester van Astarte. En as ons nou sien wat Jezebel nou met Nabot doen, is in die familielyn daai hoor. Ja. Haar pa het hierdie ander ou uitgehaal vir die troon en sy het om haar man se troon te versterk en hom happy te hou vir Nabot uitgehaal. Alright, so dis baie interessant. Isabel wou ook al die profete van God vermoor. 1 Konings 18:13. Die koningin regeer eintlik die troon. Daar was nie 'n meer slief vrou aan die stuur van sake in die Ou Testament soos sy nie. Sy het die land regeer en haar vyande van kant gemaak deur inkwisisie, vervolging. Hoekom ek hierdie woord gebruik? Dat daai stelsel wat die kerk beheer het van 500 tot 1500 na Christus het deur die Inquisition Christene vermoor en mense doodgemaak. Ja. Op dieselfde patroon wat Isabel het gedoen het. Kom ons sê nou maar Jezebel, ek gebruik nooit die woord Isabel nie. Jezebel gedoen het. Kyk na Nabot se wingerd in die verhaal in 1 Konings 21. Ek het nou nie tyd vandag, ek het tyd om te kyk nie. 'n duidelike prentjie van die middeleeuse kerk vir 'n 1000 jaar tydperk wat ook genoem was die donker eeue. Daai kerk het net so gehandel. Ons weet van hoeveel inquisitions wat plaasgevind het op haar manier. Nabot se wingerd, 1 Konings 21, koning Agab begeer Nabot se wingerd, koningin Isabel beplan 'n inkwisisie teen Nabot. Hoor hoe sy dit gedoen. Vals getuienisse, veroordeling en later sy teregstelling. Ja. En Nabot se wingerd word in beslag geneem vir die koning. Nabot se erfgename word ook tereggestel, lees ons later in 2 Konings. So sy hele lyn is vernietig. Ja, baie interessant. Sure. En 'n bietjie huiswerk daar. Heidense aanbidding, hulle het aanbidding van Baal en Astarte kom uit Babel uit. Astarte skien gelees daar in daai skrifte daar. Rigters 2:13, 1 Samuel 31:10 vir die wat net luister en nie kyk nie. 1 Konings 11:5 en 33. Heilige bome of in Engels is die groves. So wat hulle gedoen het, hulle het hierdie vallingse, hierdie gedenknaalde, nê, bome so gekap want dit het in groves gestaan. Dis hoe hulle dan nou aanbid het. Okay. Deuteronomium 16:21 en natuurlik Semiramis die hemelkoningin, Jeremia 7:18 en dan Jeremia 44:15 tot 30. So hierdie is 'n baie ou ding. En nou besluit die ouens om hierdie kerkie te plant by Thyatira wat eintlik Semiramis. So daai ancient geeste staan op. Daar's nou hierdie ander ou man, ek vergeet wat dit sy naam, wat preek oor hierdie, hy het nou 'n boek ook weer uit daar in Amerika. Hy was 'n rabbi, Jonathan Cahn. Okay. Wat sê hierdie ancient goed, dit werk vandag nog. Ja. Werk vandag nog oor ons. Baie interessante goed hierdie. En ons gaan mos nou by die gemeente die laaste 3 weke van hierdie kwartaal gaan ons dan nou 'n bietjie praat oor bevryding, al daai tipe goed en al hierdie interessanthede. Dan nou daar die vermaaning, Openbaring 2:24, en ek sê vir julle en die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, en die wat die dieptes van die Satan, soos dit noem, nie leer ken het nie, ek sal julle geen ander daarso bly nie. So luister, daar was nie almal net so gedraai Nee, nie almal nie. Daar was klomp eisters daar. Klomp Klomp eisters. Daar's altyd selfs in Smyrna was daai klomp wat dood gegaan het nie, maar klomp besluit hulle gaan nie. Ja. Klomp het gesê ons gaan compromise. So daar was nie een perfekte era nie. Ja. Daar was ook nie een perfekte kerk vandag. Alright. Hou maar net vas wat jy het totdat ek kom. Die gelykenis van die ponde, ek hou van my vas totdat jy kom. Waar het ek dit nou al gelees? Jy lees dit net so in die King James in Lukas 9:13. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. En dis die opdrag vir my en vir jou vandag. Occupy till he comes. 100%. 100%. Alright. Dieptes van die Satan. Nou is ek nou 'n bietjie ingaan die historiese geheimenisse van die Babiloniese kultusse en soos ek gesê het, kry daai 2 boeke of kyk ewen swart se goed. Ja. 378 na Christus. Damasus biskop van Rome neem toe oor
as Pontifex Maximus, hoofpriester. Nee? Wat gebeur uiteindelik van Constantyn af, later aan nou, het hierdie ouens eintlik net die hele Romeinse stelsel het Christen geword. Yes. En dis nou maar waar die donker eeu vandaan kom. Hoofpriester van die Babyloniese geloof, wat altyd die ampt van die Romeinse keisers was. Soos tydrand bedoel jy? Ja. So 'n keiser het eintlik net 'n paus geword. Met ander woorde, die Babyloniese geloof en die Christelike geloof kombineer. En dis nou waar dit hier ingekom het. Die seremonies, rituele, selfs die kleredag, celibate priesters, verering van voorwerpe, kruisaanbidding, verering van gelowige saints, aanbidding en onfeilbaarheid van 'n paus, transsubstansiasie ensovoorts. Alles afgodery met 'n dun laagie Christendom. Dis baie goed gesê. Ja, so ek dink jy kon dit, dit is ek wat dit gesê. Ja, soos 'n dun laagie Christendom oor dit. Ja. En so kan ons ook sien baie van ons swart boeties en sissies in van die kerke wat hulle is, ek sal nou nie die kerk se naam noem nie, maar hulle doen Christendom, is 'n dun laagie Christendom, maar nog net steeds al die Afrika rituele is daar. So sorry, sad to say, you're on your way. Ja. Dit kan nie werk nie, dit sal nooit werk nie. God, jy kan daar compromise, maar God gaan nie compromise nie. Dis maar net hoe dit is. Belofte aan die oorwinnaar, Openbaring 2:26. En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, ek sal hom mag gee oor die nasies. Sy werke bewaar tot die einde. His way of doing things. En ja, 100% his way of doing things. Dis waar daai faithfulness inkom. getroue. Ja. En hy sal regeer met 'n ysterstaf. Mooi, gaan lees dit tog gerus, Psalm 2. Soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos ek ook van my Vader ontvang het. Vers 28. En ek sal hom die môrester gee. Dis interessant. Mag jy oor die nasies, was dit nie Jezebel se doel nie? Hulle wil mag hê oor die nasies, en jy kan nie besef vandag nog wat se mag daai stelsel oor die nasies gedoen jou eie huiswerk. Gaan ek dit sê? Moet ek dit sê? Ek gaan dit sê. Daar's omtrent nie 'n staatspresident van enige land. Voordat hy staatspresident word, moet hy eers die paus se ring gaan soek. Gaan Google dit maar net. Kyk dit self. Almal doen 'n besoek. Vandag nog aan Pontifex Maximus. Okay. Hè? Dis wild, hè? It's alive and well. Still running. Alright. En hier kom ek en jy, klein gemeentjie, Siloam, hier in die uithoeke van Carletonville. Wie is ons nou? Ons is seuns van God. Ja. En ons, we will occupy here what he's given us till he comes. En waantoe ons ook al stuur. Ja, En ons kan die waarheid sê, en ons is 'n handjie vol, ek weet reg oor die land, reg oor die wêreld, is daar regtig true, genuine believers, maar as jy na die groter scheme of things kyk, soos my handjie vol. Nee? Maar weet jy wat? Nee. Dit is lekker saam met Jesus. Ja, ek Daar's sê net so. een Jesus. En sy naam is nie Pontifex Maximus nie. Ja, wat? There's only one. En ek soen niemand se ring nie, Nee. behalwe ek sy Jesus se voete soen, dis Ja. al vir wie ek sal neerbuig. Ja. Ysterstaf, daar het ek gesê Psalm 2 vers 7 tot 9, Psalm 110 vers 2. Ons, 1 Korintiërs 6 vers 2, weet julle nie dat ons, dis nou ons, weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Dis ons. En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle nie dan onbevoeg, is julle dan onbevoeg vir die geringste saak, regsaake. En hier het Paulus nou die Christene so 'n bietjie vasgevat, julle beklei oor nitty-gritty goed. God gaan julle eendag gebruik, né? Om die wêreld te oordeel. Ons gaan by die wit troon oordeel saam met God sit en mense gaan geoordeel word, engele oordeel. Maar ons kan mekaar nie eens uitsort nie. So ons het almal moet maar sokkies optrek. Ook daar in Daniël 7 vers 18 en 27, ysterstaf of scepter, Hebreërs 1 vers 8, maar van die seën, u troon, o God, is tot in al die ewigheid, die scepter van die koninkryk is 'n regverdige scepter. En daai 1000 jaar gaan ons regverdigheid sien. Nou sien ons die regverdigheid. Nee. Nou, Nee. selfs jy kan na die hof toe gaan, baie mense word nie gehelp nie, want dit is nie regverdig. Dis nou ongelukkig as die wette en die reëls in mense se hande
en dit gaan maar saam met die flow of the season. Ja. Ja. Die môrester, Numeri 24:17. Ek sien hom, maar nie nou nie, en aanskou hom, maar nie naby nie. 'n ster kom tevoorskyn uit Jakob, en 'n scepter kom uit Israel op, en hy verblysel die slape van die hoof van Moab, en werp al die oorlogsigtiges omver. Ster van Jakob, soos deur Biliam gespreek, toe hy vir Nabot, nou die, is daar in Numeri 24:17, moes hy Israel curse, om te kom hierdie vision op, in plaas van curse, toe kry hy die, en dis nogal awesome. 2 Petrus 1:19, en ons het die profetiese woord, ek sê dit baie, wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos 'n lamp, wat in 'n donker plek skyn, tot die dag aanbreek en die môrester, praat hy van die môrester, opgaan in ons harte. Openbaring 22:16, ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. Is dit nie awesome? Ja. Die blink môrester. Dan eindig hy die 7de element van die brief. Elke brief, soos ek weer sê, het 7 elemente, 7 dele wat jy hom kan opdeel, en dit sal goed wees as jy in die toekoms die briewe so lees, in die diepte daarvan. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees vir die gemeente sê. Wees getrou met wat God vir jou gegee het. Hey, dis waar jy Sondag gepraat het, né? En hierdie het ek nou lankal saamgestel. Dis nou net toevallig, né? Ja. Maar die Here is nie toevallig nie. Nee. God sê laat sy, ja. Moet nie trou met die wêreld nie. Openbaring 18:4 tot 8. En ek het 'n ander stem uit die hemel gehoor sê, gaan uit daar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou. Hy onthou alles. Vergeld haar, soos sy ook julle vergeld het, en verdubbel dit vir haar volgens haar werke. Skink vir haar dubbel in die beker waarin sy geskink het, na mate sy haarself, praat nou van die Queen of Heaven hierso, Jezebel, na mate sy haarself verheerlik het en weelderig geleef het, na die mate moet julle haar pyniging en droefheid aandoen, omdat sy in haar hart sê, ek sit as koningin en is geen weduwee nie, en droefheid sal ek nooit sien nie. Daarom, nou hier kom die siekbed, daarom sal haar pla op een dag kom, dood en droefheid en honger, en met vuur sal sy verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Wow, wow en wow. Huh? Everything will come to a climax. So kom ons eindig dan nou gou hierso, en dan met die vermaning wat die Here sê sover in die 4 kerke, Efese, hy soek toewyding en verhouding en nie net doktrine. Alright. Smyrna, ons moet vasbyt en vervolging. Pergamum, suiwer jou ambassadeurskap. Ons is nou deel van die Queen of Heaven, amper sê Queen of Heaven. Ons is nou deel van die koninkryk van die hemel. Ons is ambassadeurs van dit. Yes, ek het nog 'n RSA ID, maar ek is eerstens 'n ambassadeur van die hemel, van Jesus Christus. Dan sal my RSA kaartjie kom onder die. And die ambassador means to represent. Ek moet hom represent, en ek moet dit suiwer, my ambassadeurskap, en dis 'n boodskap vir ons almal. Ja, verseker. En dan Thyatira, heidense gebruike, wat inkom in die kerk. Persoonlike vlak vir my en jou, ons moenie jou prioriteite verwaarloos nie. Smyrna, weet, ons gaan sataniese oppositie, as jy opstaan vir die Here en jy staan in geregtigheid op, sal jy sataniese oppositie kry. Pergamum, geestelike kompromie, ons moenie compromise nie. Thyatira, pas op vir heidense gebruike. Discernment, wat is reg en wat is amper reg? Alright. Belofte aan die oorwinnaar. Efese, jy sal eet van die boom van die lewe. Smyrna, jy sal nie die tweede dood smaak nie. Pergamum, manna, keersteen en 'n nuwe naam. As jy gaan nie compromise nie, gaan die Here vir jou diep dinge gee. Baie. Thyatira, mag oor die nasies. As jy gaan kan staan in die tyd, en jy het jou eerste liefde nie verlaat nie, jy staan in vervolging, jy compromise nie, en jy staan, en jy doen nie geestelike kompromie nie, jy doen nie heidense gebruike, en ek's maar amper reg nie,
gaan die Here jou enige eysterstaf gee om saam te regeer oor die nasies. If you've been faithful in little, He's going to make you faithful in much. Dis wanneer hy mag oor die nasies, dis wat ek sê, ek gaan ons Belita dan kry. Maar 1000 jaar vrederyk, jy weet, ek gaan daai hele kuslyn regeer. Die eerste gekies, ek weet nie waar nog is wat kies nie. Of bly voor. Of bly voor, nee, maar 10 is het bly voor. Ja. Ja. Nie afkyk op bly voor nie, Nee, ons ek van die weet nie, ek lekkerste sê net. slaghuise daar. As jy dit vergelyk teen Belita, is dit nou nie heeltemal dieselfde nie. Ja, is ook maar net teen die kus wat dit mooi lyk, maar is daar so baie ander goed wat opskiet daarso. So daar's vir jou 'n lekker opsomming, naam van die kerk, geur of parfuum of opoffering en arbeid, nie van arbeid nie en arbeid, en dan die ander naam van die kerk is Semiramis. Ons moet dit altyd onthou, net die hemelkoningin. Titel van Christus, seun van God met oë soos 'n vuurvlam, voete soos blink koper, die lof, dit wat hulle alles reg gedoen het, werke, liefde, diens, geloof en lydsaamheid en dan weer werke. Ek het 2 keer liefde daar aangesit in plaas van werke, sorry. Kommer, Isabel toelaat om te leer en God se mense te verlei om te oreer en afgodsoffers te eet. En hy gaan in die vermaning neer, werp op 'n siekbed, ons het nou daarvan gelees in Openbaring. Ons moet nie oorspel met haar pleeg, anders gaan jy deur die groot verdrukking gaan, en hy gaan haar kinders doodmaak, die volgelinge van dit. So dit is tough times at the El Royale nou hierso vir hierdie manne. Belofte vir die oorwinnaar, hou vas wat jy het, sal mag gee oor die nasies, gee ook die môrester. Daar sy, môrester gaan opkom in ons harte. Jy daai openbaring van Jesus Christus om te weet dat hy jou môrester is. Wie 'n oor het om te hoor. Daar so 'n profetiese profilietjie wat ek op het daar. Efesus, die apostoliese kerk. As jy nou kyk in die afgelope 2000 jaar, Smyrna, die vervolgde kerk, Pergamum, die getroude kerk, en dan hier Thyatira, noem ons die middeleeuse kerk, en dan volgende keer gaan ons na Sardis, Philadelphia en Laodicea toe, dit is die groep B kerke, en hierso in die groep A is die beloftes vir die oorwinnaar in die naskrif, en in groep B se kerke is die beloftes in die inhoud van die brief. En raai wat beteken dit? Ons weet nog nie. Ek weet nie. Maar dit is baie interessant om te gaan navors. Ja. Niks is, God sit nie vir niks Ja, vir net nee, leer nie. ek stem saam. So, dis daar, het ek so laatste enetjie op, wat jy net kan kyk, dis min of meer, moet my nou nie kap op 'n jaar of 10 nie, Efese 30 na 100 Christus, as jy ons het ons nou die 4 betekenisse, eerstens daar was sulke kerke met hierdie onderliggende issues, dit is persoonlik op my en jou van toepassing, en dan in elke kerk vandag kry jy dit, en dan die 4de een, wat baie teenkanting kry, is dat dit 'n profetiese profiel is van die kerk tydperk. So, Efese 30 na 100 Christus, Smyrna 100 na 313 Christus, Pergamos so 313, 600, Thyatira 500 tot 1517, met die herlewing wat toe plaasgevind het, toe Martin Luther die lig gesien het. Sardis dan nou, daai hele reformasiebeweging 1517 tot 1648, dan Philadelphia 1649 tot 19 na Christus, en dan nou Laodicea, nou tot die einde van tyd. Vleit, my storie is uit van hierdie kant af. Jonathan, het jy nog ietsie vir ons daar te sê? Ja, I think it's pretty awesome. Het is lekker om deur hierdie kerke te gaan. Dit is altyd vir my so belangrik. Jy weet, hierdie is alles gesê deur Jesus. Dit is alles in red letters. Dit is alles, soos jy sê, vir ons van toepassing. En vir my is dit altyd, we can't ever say, I didn't know. As hierdie gesê is deur Jesus, it means he's showing us what he likes and what he doesn't like, what grieves him and what he enjoys and what he loves. And yeah, there's just going to be no excuse at the end of the day. En daai is sobering. Daai is sobering. Maar die Jonathan, is vir my so nou aan die einde van tyd wat ons staan met die kerktyd, is daar vir my en jou geen verskoning om 'n bietjie self die geskiedenis te gaan navors oor elke kerk nie. Jy kan dit net Google. Ja. Nou is dit daar met AI, dis nie alles verkeerd met AI nie, jy kan goeie goed daar uitkry. Hy kan vir jou die hele geskiedenis, ek en my vrou nagevors nog voor AI uit het, al die boeke en goed, maar daar's nou al baie meer inligting. Ek het nou die ou se naam vergeet wat in die 18de eeu, hy het 'n boek en ek het sy boek op my iPad iewers,
het hy gaan as 'n wat was hy gewees, Scotland Yard, het hy gaan hierdie kerke gaan opgrawings doen. En hy het feitelik hierdie goed mooi saamgestel. Jy's reg. En daar's eintlik twee verskillende ouens. Ek het al gehoor daarvan. Dis hierdie ou waarvan jy nou praat en nog 'n ou. En hulle was soos 1000 jaar uitmekaar uit of iets. Okay. Maar hulle het albei op dieselfde goed neer. Ja, ek ken nou die ou van die 1800s something. Jy moet vir my die ander ou se naam kry. Ek sê die ander ou se naam kry. Maar hy's op die tip van my tong, ek gaan nou nie nou kan onthou nie. Maar hulle het dit gaan navors. En hierdie goed gekry. Ja. Maar dis net Jesus wat 2000 jaar terug toe hy vir Johannes hierdie sê, skryf hierdie briewe. En ek glo daar was hele Openbaring was een volledige boek wat hy geskryf het. Daar's van kopieë gemaak seker en al 7 kerke het al die ander kerke so goed gesien. Ja. Daar's nie net 'n briefie afgelaai daar by daai ou en daai ou nie. Almal het gecheck. Ja. Hoe lyk jy? Jy weet. Ja. En soos jy sê, die kerke wat gedink het hulle doen goed, doen nou nie so goed nie. En die ouens wat gedink het, hoor jy, ons kry swaar, hulle doen eintlik nou goed. Ja. Jy weet. Maar net Jesus kon weet wat die onderliggende issues is, waar daai hoopie klip vandaan kom wat 'n stad geword het en vandag staan daai goedjies nog steeds so op. Ja. Is net awesome. Nee, dit is amazing. Om deur hierdie 7 kerke te gaan is Ja. It's genuine, it's important that all believers and people who call themselves disciples, Ja. work through these churches and go and check, because it shows us that ons moet ons harte kyk, ons moet hierdie goedjies check. Baie belangrik. Ja, sê. Nee, maar daar sê feit ons stories uit. Dit is vir my lekker geweest om vandag saam met julle te kuier. Kyk rustig hierdie deur. Ek weet daar's baie mense wat vir my sê terwyl hulle bak en brou, ons daar in die agtergrond aan en hulle luister en hoe lekker is dit net. Ja, nee, it's always good. Sê, Jonathan, wil jy vir ons afsluit? Yes. Thank you, Heavenly Father, for today, Lord. We thank you for goodness and grace, and we just want to come and glorify your name this morning, Lord. And we thank you for your word. We thank you that we can spend time in your word and dig deeper into your word, Lord. It's like an endless treasure chest, and we thank you for that, Father. We really thank you for that. I thank you for everybody listening, that they are blessed and favored, that they are protected, and that seed that is sown will be looked after, that it will grow, that it will be watered, and that we'll really grow in you and have this desire in our hearts for more of you, for more of your word, and that you'll show us where Holy Spirit, that you'll show us where we're going off the path, and that we'll correct it. And we just thank you for discernment, we thank you for wisdom, and we thank you for who you are in our lives. We love you, Jesus, and we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen, amen. Baie dankie Dylan, baie dankie Jonathan. Onthou ons afkondigingkies daarso in die begin. Onthou ons Turkye toer. Ek weet dis 'n paar rand, maar as jy regtig wil gaan, ek glo die Here sal vir jou pad oopmaak. En dan ook van ons G21 God maak 21 kursus wat voorlê 7 Februarie, kom join ons. Jy hoef nie in ons gemeente te wees om dit te doen nie. Maar kom sluit aan, skryf in. Dit gaan awesome wees. Kom ons werk aan ons huwelike. Kom ons wees getrou in hierdie ding. Die Here vir ons gee. Amen. Dankie Jonathan, het was lekker wees saam met jou. Dankie vir jou insette. Ek waardeer dit. Groete en ons bid dat ons volgende week die ander een kan opneem. Dan is ons by Sardis. Daar's hy. Lekker. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were
the last one. Cursed them into hiding. These thieves won't believe the wave we're riding. So go kneel and wait and join the herd. You know a million sheep will be dispersed by one lion's roar. By one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a vedere l'uomo per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know a million sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd.